Well, hello guys. It is the grand finale, hoofstuk 15. En ek is super excited om te weet wat gaan gebeur. Okay, now before we start reading, there are 3 important things that we need to know before we go for the grand finale. Nou, nommer 1, onthou julle die tema, né? Tina soek na haar identiteit. Sy het mos gesê, om te weet wie jy is om te is. Nou, so her identity is now being revealed. Sy weet nou, sy is Stefans Maree se kind, né? En juffrou Duil weet dit. Nommer 2, Stefans Maree het nou besluit, né? Hy gaan nou sy verantwoordelikheid om Tina as sy dogter uit te leef. En hoe weet ons dit? How do we know that? The end of chapter 13, né? When Stefans put his hand on Tina's head, né? In the bakkie, when they were about to go home, né? That is a gesture. Dit is 'n aksie, 'n action wat 'n pa sal doen. Alright. En die derde belangrike ding wat ons moet weet before we go for the grand finale, né, is dat ons weet nou Engelsplaas is Engelsplaas omdat daar engele is. It skipped every third generation. So Stefans didn't have an engel, but we know for definitive now Tina has one. Okay, are you with me? Alright. And we know now definitive that if you have an angel, you have a responsibility. As jy engel het jy 'n verantwoordelikheid. En die verantwoordelikheid wat die engel jou leer, is om jou doel, your goal on earth te doen. En ons weet nou, Jakob het iets met Tina se engel te doen. Alright. Want al die engele se name was, het ek hoor? Ja, Jakob, né? Okay. Grand finale, chapter 15. Right. Die ligtheid duur net tot sy by die huis is. Sy is dadelik omgekrap toe haar ma vuil sokkies uit haar tas uithaal. Was die goed, raas ma Letty. Nou dadelik, voordat jy 'n tree versit. Ek is dors, ek gaan tee drink, sê sy norser. Nou norser mens, nee, dan sy nors. Sê sy norser as wat sy gedink het dit gaan klink. Jy praat nie so met my nie. As jy eers tee gedrink het, wil jy niks verder doen nie. Was. Nee, maar Letty is kwaai. Tina was die sokkies, terwyl die trane in die seepwater drup. Kom drink jou tee, sê ma Letty, toe sy die sokkies, broekies en braas op die wasgoeddraad vassteek. Hulle lyk maar braaf vaal, sien sy, en nie so helder soos die ander wasgoed op die draad nie. Ek's nie lus nie, sê Tina moedswillig. Now, if you are moedswillig, then it means you are cocky, nee, alright. Sy is nie lus nie. Sy wil net op die bed gaan lê met haar gesig na die muur, maar sy bly dors. Dis pa Ad, wat 6 uur, toe hy by die huis uitval by die werk, by haar op die bed kom sit, met 'n vars koppie tee. Kom, sê hy, sit regop, dat jy kan drink. Ek wil nie hê nie. Sy steek haar kop in die kussing. In die begin wil die Hanslammers, nou 'n Hanslammer is 'n small, a lamb, né? A small sheep, a baby sheep, nou,
Now, normally when they are born, the first few days, they don't want to drink. Alright, you struggle to get a lamb to drink. So Pa At compares Tina like a little baby lamb that struggles to drink. Nou, aan die begin wil Hans Lammers ook nie drink nie. Hulle weet nie hoe lekker is die beesmelk nie, tot hulle begin. Ek is nie 'n skaap nie. Moet dan nie vir jou soos een gedra nie. Tina knars op haar tande. Pa At sit sy hand op haar hare. Again, nee. The same action as Stefans did, nee. Alright. Well, she's lucky she's got 2 dads. Nee. Alright. Sy kom dit nie dadelik agter nie. Dis so 'n vertroude gebaar. Toe besef sy dat hy dieselfde doen as Stefans en sy wonder of dit 'n mansding is. Sit regop, sê hy sag. Haar oë is dik gehuil en haar keel is seer van die dors. Sy sit onwillig regop met die kussing agter haar rug teen die muur. Right. Die warm tee is 'n lafenis. 'n Lafenis means, oh, it's nice. Nee, is 'n lafenis vir haar seer keel. Die snybrood met stroop laat haar beter voel, sodat sy lag vir klein Attie se mannewalis. Die donker wolk voel sy lig 'n bietjie meer. Maar Letty snuif. Sy voel haar gesag word ondergrawe, maar tot Tina se verligting sê sy niks. Pa At staan op van haar bed en gaan woel in sy gereedskapkis. Gereedskapkis, your toolbox. Nee. Tina klim uit die bed om die leë koppie in die wasbak te gaan sit. Ma, sê sy, hoe het dit gebeur? Hierdie kams dat die trein Jakob getrap het? Nee? Ek wil nie daaroor praat nie, sê haar ma. Ek droom van hom, sê sy desperaat. Elke nag droom ek van hom. Hoe het dit gebeur dat die trein hom getrap het? Het hy 'n fit gekry terwyl hy oor die spoor geloop het? Pa At kyk op waar hy op 'n houtbankie met 'n knipmes sit en kerf aan 'n stokkie om 'n voëlwip mee te stel. Praat Letty, sê hy. Die kind is nou groot genoeg. As hy klaar nagmerries kry, laat sy hulle klaar kry. Sê okay. 'n trein, Jakob was on the train track en 'n trein het Jakob. Ja, right. Maar Letty laat 'n geskilde aardappel in die water gly. Sy kyk by die agterdeur uit na klein Attie en Magriet, wat naby die hoenderhokke in die skemer speel. Okay, here it comes. Jakob het voor die trein ingeloop, sê sy. Suicide, selfmoord. Jakob walked in front of the train. So he's dead. Né? Ai, nee. Aspres, deliberate suicide. Die treindrywer sê hy kon nie stop nie. Hy het gaan sit voor die trein. Hy's Oi, het Jakob in die kerk gesê. Sy asem 'n wind in Tina se ore. Jy's mooi. Sy gaan sit op die vloer, maar Letty en Pa At, haar bene onder haar ingevou. Die trane loop eenvoudig uit haar oë, val op die maatjie toe sy vooroor buik. Sy huil met klein skreeugeluitjies, sodat klein Attie en Magriet
verskrik nader kom. Kom, loop speel daar aan die kant, sê ma Letty kwaai vir hulle. Hulle loop omkyk. You know what little ones do when, parents are busy with bigger kids, nah. Dominee Buffel het hom huis toe gevat na biduur, sê pa Ad. Hy het gaan lê en hy het die volgende môre opgestaan en treinspoor toe geloop en voor die trein gaan sit. Dis is how he committed suicide. Dis nie jou skuld nie. Hy het gesê ek is mooi die aand by die biduur. Haar ma sug. Hy het altyd 'n ding oor jou gehaat. Pa Ad skud sy kop. Hy was 'n stoute donder, wat nooit wou hoor nie. Hy wou nie luister nie. Toe val hy in die pap. So, ladies and gentlemen, before we leave the last pages, there it is. Jacob committed suicide. So maybe he's really Tina's angel.